take this woman to be your lawful wedded wife? I do. I now pronounce you man and wife. I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the people. Your folks and mine, happy and smiling, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Oh, my love, can it really be that someday you'll walk down the aisle with me? Can it be? Het een Romeins kerkje ook, Real man. Ik weet niet dat je hem toch niet aangetrekken. Ik kan nog meedrijven. Ah, ik ben goed man, nee, want ik ben al trouwchristen. Ja, het gaat niet eens sterren, man. Ja, maar hij is er ook nog een beetje. Kom maar net op, kom maar. Kom maar terug op de deur. Hoi! Ja. Ja, hij is gewoon hier, man. Wat is die jongen? Wacht eerst Anita, hij komt nou eerst Tahu Anita semua ada dalam kawan. Tahu ya.
naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sing Gesang 10, vers 1 en 3. Gesang 10, die eerste en die derde vers. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie middag kan deel met Gideon en Anita. Dankie Here dat ons kan glo dat U die groot en die almagtige God, dat U man en vrou by mekaar bring. Dankie ook Here dat ons kan glo dat U wil hê dat man en vrou ook gelukkig met mekaar getroud moet wees. En daarom Here wil ons dan ook hierdie huwelik vanmiddag begin in U naam. En wil ons bid Here dat U seën op hulle sal rus. Kom dan nou ook Here en kom praat met elkeen van ons wat hier is. In Jesus se naam. Amen. 1 Petrus hoofstuk 3. Ons gaan daar vanaf die eerste vers lees. Die opskrif is die gedrag van 'n man en 'n vrou teenoor mekaar. Nou ben Petrus om eers die vrouens en dan praat hy met die vrouens, dan sê hy vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe Godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê. Julle skoonheid moenie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, modele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die geloofde vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versien. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid, sonder dat iets julle hinder.
Liewe broer en suster in die Here Jesus Christus, Gideon, Anita, julle ken die ou spreek wat ons ouer mense baie dikwels gebruik het. En dit is naamlik dat trou nie perdekoop is nie. En daarmee wou hulle natuurlik net eenvoudig sê, dit is nie so maklik. Dit is nie so maklik vir 'n man en vir 'n vrou om as getroudes saam te leef. En nou sal julle ook weet, die onderhoud wat ons met mekaar gehad het daar in die begin, dat elkeen van julle 'n verskillende persoonlikheid het, moeilik om by mekaar aan te pas. En ons sien hierdie dinge, dat het moeilik is vir 'n man en vrou om saam te leef in huwelik, sien ons dit ook in die praktyk, elke dag. Daar is soveel ongelukkige huise, daar is soveel egskeidings, buite-egtelike verhoudings. Ag, daar is byna nie meer 'n huisgesin wat nie die een of ander tyd daardeur geraak word nie. En nou, liewe broer en suster, nou wonder ek, as u wat vanmiddag hier is as getuie van hierdie huwelik, as u nou vanmiddag vir hierdie twee mense, vir Gideon en vir Anita, moet kom raad gee, wat sal julle vir hulle sê? As u vir hulle moet sê, luister Gideon en Anita, as julle gelukkig getroud wil wees, dan moet julle dit en dit en dit doen. Sal julle dit vanmiddag kan doen? Of moet julle ook maar vanmiddag sê, my huwelik is ook eintlik maar so 'n bietjie saai. Moet julle ook maar vanmiddag erken dat jou huwelik vanmiddag ook maar taamlik vervelig is en eintlik by tye baie ongelukkig is. My broer en suster, Gideon en Anita, weet julle, God gee vir ons 'n grondplan vir 'n gelukkige huwelik in die woord. En nou wil ek graag vanmiddag hierdie plan met julle deel. Maar eers moet ons kyk na hierdie baie klein gemeente wat so 20 eeue gelede ook vrae gehad het, vrae oor die huwelik gehad het. Dit was 'n gemeente wat hier en daar lidmate gehad het in die groot Romeinse ryk. Petrus praat dan ook van hulle as die vreemdelinge van die verstrooiing. En omdat hulle 'n klein groepie gelowiges was wat tussen 'n groot groep heidene gebly het, was die groot gevaar gewees natuurlik dat hierdie moraal van hierdie groot heidense wêreld ook na hulle toe sou voorspoel. Hulle het ook gebuk gegaan onder die invloed van die heidene rondom hulle. En daarom lees ons hier, baie van hierdie vroue lidmate was byvoorbeeld met heidense mans getroud. Baie van hierdie lidmate was slawe, wie se baase heidene was. En nou het hulle baie vrae gehad, vrae oor die huwelik gehad. En daarom skryf Petrus onder andere hierdie brief van hulle. En een van die belangrikste vrae was die vraag oor die verhouding tussen 'n man en 'n vrou. En nou kom Petrus, nou gee hy vir hulle sekere riglyne vir 'n gelukkige huwelik. Hy praat so net het julle gesê, eers met die vrouens. Hy sê, vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Ag, en nou weet ek, die oomblik as 'n mens dit vir 'n vrou gee, sê, dan begin haar skouers sommer te hang en dan sê sy, ag nee, tog nie, dit nie. Nou, wanneer Petrus praat oor onderdanigheid, dan praat hy in Hoofstuk 2 vers 13 van die onderdanigheid van konings en goewerneurs. In Hoofstuk 2 vers 18 oor die onderdanigheid van 'n knegt teenoor sy baas. Nou wat wil Petrus sê met hierdie onderdanigheid? Wil hy die vrou verlaat tot 'n soort van 'n diensknegt, 'n soort van 'n slaaf van die man? Allermins, 'n vrou
sprake van 'n vrywilligheid. Om Christus wil moet die vrou onderdanig wees. En wanneer Paulus in Efesiërs 5 vers 21 ook praat oor die huwelik, dan sê hy dat mans en vrouens aan mekaar onderdanig moet wees, maar ook dat die gemeentelede onder mekaar onderdanig moet wees. Met ander woorde, hier is nie sprake van 'n vernedering. Alles behalwe dit. Hier is eerder sprake van 'n Christelike leefwyse. Alle Christene moet aan mekaar onderdanig wees. Dit is die toepassing van God se woord wat sê, die een moet die ander hoër ag as homself. En dit moet in die huwelik gestalte kry. En dan nie dat, dit is wat Petrus wil sê. Petrus wil sê, jy moet vergeel. As jy gelukkig met hom vertroud wil wees, hoër ag as jouself. Hoofstuk 3, vers 3, kom hy dan, doen hy nog 'n paar ander dinge, dan sê hy vir hulle, hy sê, vrouens, julle skone, moenie net by die uiterlike dinge soos haarkapsels en juwele en sierlike klere wees nie. Natuurlik is dit ook belangrik net vir jou, 'n man wil daarom so 'n bietjie trots op wees op sy vrou. Dit is belangrik dat vrouens vir hulle self moet mooi maak, ook vir hulle mans. Maar dit is nie die heel belangrikste nie. Die heel belangrikste is die skoonheid van die innerlike mens. Dit sê, dit is blywende beskeidenheid. Blywende beskeidenheid en kalmte van gees. As jy gelukkig getroud wil wees, dan moet jy beskeidenheid wees, beskeie ook in jou huwelik. En 'n kalmte van gees hê. Nie opvleend, nie meerig nie. Dit bedreig huwelik. Kalmte van gees, blywende beskeidenheid, nederigheid, dit het groot waarde by God. En dit is die geheim, dit is die plan wat Petrus en dan ook met jou wil deel. Dit moet jy vertroetel terwyl van 'n gelukkige huwelik. Gideon draai Petrus om na die mans toe en dan praat hy so 'n bietjie met die mans en dan sê hy, mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakkere geslag, wat saam met julle die lewe deel as 'n genadegawe. Net een sin wat hy gebruik om met die mans te praat. Maar in hierdie enkele sin sê hy so baie dinge. Hy sê bewys eer aan jou vrou as deel van die swakker geslag. Die Bybel sê 'n mens moet God eer. Die Bybel sê kinders moet hulle ouers eer. Petrus kom sê in God se woord, mans, julle moet julle vrouens eer. As jy gelukkig getroud wil wees, dan moet jy jou vrou eer. Jy kan nie verwag dat sy haar aan jou onderwerp. As jy nie vir haar met eerbied betoon, sy is nie 'n slaaf nie. Eintlik moet jy vir haar soos 'n koningin in jou huis behandel. Dit is 'n nuwe beginsel wat Petrus hier aan ons kom deurgee. Soos God jou koning is, en soos wat hy die koning as koning eer van jou kan verwag, so moet jy vir hom ook aan die wel eer. Onthou dit, vrouens soek dit. Hulle weet daarvan. Hulle is nie dieselfde as mans nie. Hulle ben anders as mans. Hulle het dit nodig dat jy vir hulle moet sê, jy het dit nodig. Mans het dit nie altyd nodig. Vrouens, lief daarvan. Jy moet vir hulle sê, jy is lief. Jy moet vir hulle sê, jy is lief daarvan. Dit is so belangrijk. Baie dinge wat vir ons as mans belangrik is nie altyd vir hulle belangrik. Daarom sê hy, moet ons verstandig leef met
Al is dit ook so in ons tyd, dat vrouens dalk al vinniger hardloop en kan hoër spring as mans, is dit ook nog so dat hulle anders geskapen is as mans. Dit moet ons voor die gedagte hou. 'n laaste punt wat belangrik is vir die onder die na vore kom, is dat die man moet weet dat die vrou 'n reg het om te lewe. Net soos wat hy 'n reg het om te lewe. Hier staan, wys eer aan hulle as die swakker geslag, wat saam met julle deel in die lewe as 'n genadegawe. Broer en suster, ek werk dikwels met huweliksprobleme. En een van die grootste probleme in 'n huwelik is wanneer die man dink hy het alleen reg op die lewe. Wanneer man dink lewe draai net om homself. Daarom bekend toe Petrus dit hier so. Kom ons wat saam. Mijn gelukkige huwelik in die kerk is dat jy aan jou man onderdanig moet wees. Handel hom maar soos 'n koning verlyk het. Maar nou, dis nie altyd die uiterlike dinge wat belangrik is, maar blydende beskeidenheid en kalmte van gees het groot waarde by God. Gideon, soos wat 'n mens aan God eer moet betoon, kind aan sy ouers eer moet betoon, onderdaan aan die koning, so moet jy vir Anita eer. Jy moet haar lief hê. Jy moet vir haar sê en jy moet vir haar wys. Die hele lewe lang. En onthou, sy het net so reg op die lewe, soos wat jy 'n reg het om te kan lewe. As julle twee hierdie beginsel van julle eie maak, dan kan ek vir julle waarborg, gaan my ook vir Christus. Gideon en Anita, die huwelik is deur God ingestel toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help sy geluk. So het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan, om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, vreugde en 'n groot verantwoordelikheid. Die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is. Geen plek vir 'n derde persoon. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag vir 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Ervare wat God hulle eenheid en God hulle geluk en hulle toekoms vind, wat hulle lewe inrig onder die heerskappy van sy woord en sy gees, is vir mekaar en vir hulle familie, vir die kerk en vir die samelewing 'n vreugde, krag en 'n inspirasie. En dit gee aan 'n egpaar die vrymoedigheid om vir God te vra vir sy leiding in die huwelik. Man en vrou met 'n eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees, respekteer mekaar. Gideon, as man moet jy jou vrou lief hê, soos wat Christus sy gemeente liefgehad het. Soos Christus die hoof is van die gemeente en homself daarvoor oorgegee het, is jy van vanmiddag af die hoof ook van jou vrou en moet jy vir haar lei, dien en beskerm. Anita, as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man vanmiddag gebind. Net soos wat Christus homself aan die gemeente gebind het. Soos die gemeente die Here lief het en in gehoorsaamheid volg, so moet jy ook jou man lief hê en hom in gehoorsaamheid volg in alles wat reg en billik is. En daarom moet julle
volgens lewe. Ons sal saam U aanbid en U dien. Leef dus uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Bou op liefde en vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Vermy selfsug en eiesinnigheid. Dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julle self aan mekaar op allerlei maniere, erns en humor, in gelukkige oomblikke en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. En wees daarop voorbereid dat die Satan nooit genooi neem met dit wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood van die begin af in die wêreld gebring het, so probeer hy oor deur die eeuwe om 'n brug tussen man en vrou te dryf. Soek altyd julle krag in Christus wat die bose oorwin het. Deur sy woord en gees heilig hy die gesin as 'n kerk in die kleine. Gideon en Anita, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer. Is dit julle opregte voorneme om julle lewens hiervolgens in te rig? En begeer julle nou om so in die eg verbind te word? Gideon, wat is jou antwoord? Hardop? Ja. Anita? Ja. Gideon Meyer, verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar teen jou voorgenoemde huwelik met die bruid Anita Bridget de Beer is nie. Aanvaar jy almal wat in teenwoordig is as getuie dat ja en nou te verlede getrou het? Antwoord vir jou. Beloof dit dan nou hardop voor God en sy gemeente? Sê dit agterna, voor God en sy gemeente? Voor God en sy gemeente. Beloof ek liefde en trou? Beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede? Vir altyd en alle omstandighede. Aan my bruid Anita Bridget de Beer. Aan my bruid Anita Bridget de Beer. Anita Bridget de Beer, verklaar jy dat sover jy weet dat geen wettige beswaar teen jou voorgenoemde huwelik met die bruidegom Gideon Meyer is nie. En aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuie dat jy onthou tot die wettige man neem? Wat is jou antwoord? Ja. Beloof dit ook hardop vir God en sy gemeente? Beloof ek liefde en trou? Vir altyd en in alle omstandighede? Aan my bruidegom Gideon Meyer. Gee nou aan mekaar die regterhand. Hiermee verklaar ek dan nou dat Gideon Meyer en Anita Bridget de Beer wettig getroud is. Gee nou aan mekaar die ringe as teken van julle liefde en julle eenheid as man en vrou.
Psalm 338, die eerste en die tweede vers. U moet daarop let dat nadat ons dit gesing het, dan bly u staan. Ek sal afkom terwyl die echtpaar van 10 voor en die seën uitspreek. Daarna kom u weer die plekke inneem, sodat hulle net die huweliksregister kan teken en daarna kan die kerk verlaat. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Ek kan dan maar, terwyl hier dalk foto's geneem word, kan u maar dan die kerk verlaat en hulle buite wag. Waar is Sambira julle? Kan julle ry?
hulle vir Anita sê, baie welkom hierso, dankie dat ons hier kan wees. Baie geluk. Julle lyk pragtig, jy lyk pragtig Anita. En Gideon, jy lyk trots, so. Ja, baie geluk. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Dan namens die bruidegom se ouers, baie welkom aan elkeen van julle. Ons hoop julle gaan hierdie middag terdeur geniet en dat julle dit lank gaan onthou. Ons is hier omdat ons graag hier wil wees, omdat ons wil deel in die vreugde van hierdie twee pragtige mense. En 'n mens maak van 'n geleentheid wat jy self daarvan wil maak. En ek hoop jy gaan vanmiddag op die geleentheid baie geniet. Baie welkom aan almal van julle wat van ver af gekom het. Ek wil 'n besondere woord van welkom aan Piet. Piet is 'n wonderlike voorreg vir Gideon om vanmiddag vir hier so te kan hê. En ons is baie trots op Piet en baie dankie vir daardie opvoedingswerk wat oom ook gedoen het of 'n deel gehad het aan Gideon ook self. Ons is baie bly om Piet te sien. Ek dink ons gaan vir Piet ook 'n lekker hande maak. En dan wil ek Dominee, waar Dominee Corradi? Waar Dominee? Dominee, ek wil vir julle baie dankie sê. Ek dink Gideon gaan dit seker later ook sê. Maar baie dankie dat u nie net met Gideon en Anita gepraat het vanmiddag nie. Maar dat u met elkeen van ons gepraat het. Ons boodskap wat duidelik deurgekom het. Ons sê vir baie dankie daarvoor. En nou het ek die vrymoedigheid om te sê wat gebeur het met Dominee Delport. Dominee Stys Delport daar by ons toe hy nou 'n jonger man was met die kleintjies. Toe vra die klein seentjie van hom na die preek vir ma. Hy sê mamma nou maar, hoekom gaan staan pappa hier by die preekstoel en dan staan hy so rukkie daar stil en dan staan hy eers op. Sy sê nee my kind, pappa vra mooi vir die Jesus dat hy hom moet help met hierdie preek en dat hy die boodskap so sal oordra dat die mense dit verstaan. So sê die kleintjie, ja maar mamma, hoekom help Jesus om dan nie? Dit is nou net dat ek klaar nie wat in die vrymoedigheid om dit te kan sê, baie dankie nogtans daarvoor. Dames en here, ons gaan gou wees met die formaliteite. Dit is my nou 'n baie groot voorreg om vir Thys de Beer te vra om 'n bietjie nader te kom. Wie kan die glaasies al gevul daar? Ons nie eers geleer dit dat maak die glaasies ons so wat val. Dan kan jy ons eers so presies by die aantrek. Om 'n herinnering te stel op Koos en Willemien de Beer, die ouers van ons bruid. Middag vriendinne, gaste. Ek ken nou nie Gideon se mense nie, maar die eerste maal vandag wat ek hulle ontmoet. Maar vir hom Koos, ek het voor hom groot geword. En al wat ek vir die man kan sê is, wat ek hom al gesien doen het vir my, en wat hy al vir ander gedoen het, kan ek net van hom goed praat. Maar hulle het my ook gevra om op Anita iets te sê. En dis eintlik waaroor ek praat vanmiddag. Nou, hulle het my so onverwags gevang, maar ek wil dit maar vinnig en kort maak. Maar ek het 'n ding gehoor, want ek ken Anita nou nie eintlik so baie goed nie. Ek sien hulle maar eenmal 'n jaar as ek hier afry Kaap toe, dan kom ek hier aan. Want dis eintlik die stop hierso waar ons dan so laag musiek kry. Toe het ek nou 'n verhaaltjie gehoor van haar, dat Gideon, ek weet nie, ek hoor hierdie vroumens, of die vrou wat hier vandag getrou het, sy is vreeslik lief vir diere. Jy weet, so, laat sy bring alle diere huis toe in. Oom Koos moet maar groot maak. En onder andere het ek ook gehoor, sy het eendag verlief geraak op 'n bobiaan. Is so, jy weet. En die het haar toe nou nie te goed behandel nie, jy sien. Toe jaag sy die bobiaan weg en goed, daar byt hy haar vinger af. So ek hoop nie Gideon, jy byt ook die vinger af, jy hoor. Maar lyk my die ongelukspoor loop maar so saam met Janita. En jy moet haar maar vashou, because jy weet ek het nou al gehoor, sy wou nou tuin maak op eendag. Toe druk sy spitsvrik sommer deur haar voete. Jy weet. En dan nog 'n ding is toe hulle nou daar wil 'n bietjie op 'n plaasdam gaan speel en wat have you. Toe is die ongelukspoor alweer by haar, want toe sit sy op 'n vlot en haar klere of iets. Hak toe aan 'n spyker vas. Toe moes iemand haar alweer help om 'n spyker uit die voet uit te haal. So, al wat ek kan sê, Gideon, is jy het 'n pragtige meisie getrou. Kyk na haar. En die lewe is nie altyd
son skyn en rose nie. Daar's partymal dorings wat daar. Maar daar's jou ouers, daar's dominee, daar's mense wat julle mee kan praat. En dit hang net van julle self af. Moenie dat ander mense vir julle voorskryf hoe om te lewe nie. Ek dink julle is albei verstandige mense. En al wat ek kan sê is, ons moet net 'n glasie lig op Jonita op hierdie groot dag vandag van hulle. Op Anita. Baie dankie. Vriende, ons gaan sommer voor van laat Pieter sê. Pieter is nou die broer van Gerard. En ek is baie op, altyd baie gewonder vir ons nie, want ons het mekaar baie. Maar we gaan vir hom nie geleentheid gee om my indruk te stel op sy ouers en dan ook op die bruidspa. Nou, ek is verbonden by jou skool. En ons is altyd in die begin van die jaar baie opgewonde as die kindertjies kom inskryf, want jy wil altyd net 'n bietjie genoeg kinders vir daardie jaar van die aantal onderwysers gehad is. Ja, ons mos die hoof, né? En hierdie jaar kom skryf daar 'n ouer paar 'n drieling in. Ek is nou maar net 7 jaar by high school, maar blykbaar was die tannie nou al 2 geleenthede voor dit ook by die skool met 'n drieling. Toe vra die sekretaresse vir die tannie, maar nou kry julle altyd 'n drieling. Toe sê sy nee, niggie, sy tyd wel niks. Ons gee graag vir Pieter en Karel om baie druk te stel weer op Gerrit en op Kitty. Pieter. Baie dankie. Die teenwoordigheid is my pa en my ma baie goed bekend. My pa het in Teelesing groot geword en my ma het later bygekom. Ek dink my pa het onder baie moeilike omstandighede 5 kinders moes grootmaak. Was nie altyd maklik nie. En soos kinders kon ons nie altyd hulle lyding verstaan op die tyd wat hulle dit gegee het nie. En dit is miskien soms hardkoppig geraak, om dit maar op die woord te noem. Maar ek dink hulle was nog steeds goeie ouers wat ons die regte pad gewys het op die regte tyd. En ek dink julle sal my vergewe as ek ook iemand anders insluit vandag by hierdie huildronk. En dit is my oupa. Die persoon wat ek dink vir die Meyer familie die grootste en wonderlikste persoon is wat die Here gegee het. Iemand na wie ons kan kyk as 'n voorbeeld en altyd om raad kon gaan vra en wat altyd daar was vir ons. Ek vra nog vir julle almal om 'n glasie te lig op my ouers en op my oupa. Hoor. Lang sal lewe, lang sal lewe, lang sal lewe en op gloria, en op gloria, en op gloria. Kleinkinders by jou sy. Die gedachte van so gauw as moontlik klaar maak en helemaal vanaf wat staan is om die honger te kry. Ek dink daar baie hele wete wat voorgeskryf word. Ek gee weer vir Pieter die geleentheid om net 'n heildronk te stel op die blyf die wil kom. Die vorige keer was goed, maak jy so. Gideon en Anita, ek dink julle het al baie gehoor van die 2 families vandag. Ek dink julle het al 2 'n baie goeie fundament om op te bou. Daar's voorbeelde vir julle gestel waarna julle kan streef. En alle sukses vir die toekoms. Ek vra julle almal om net op te staan en 'n heildronk op Gideon en Anita te drink. Kinders by jou syne, kinders by jou syne, kinders by jou syne en op gloria, en op gloria,
mens altyd vir laaste. Hy is goed voorbereid. Ek het hom gevra hier buitekant, wil jy graag ietsie sê, sê asseblief om daar te gaan die bak. So ons gaan nou vir Gideon 'n geleentheid gee om 'n paar woorde tot u terug. En as Gideon klaar is, dan wil ons vraag die gesellig saam sal verkeer. Ons sal die later die reëling weergee van die een en so voort. Gideon, ons gee graag vir jou geleentheid. Ek wil daar gaan sit want ek wil dit sien. Ja, en hoe gebeur het regtig, né? Ek staan op my nou by jou. Hy lyk vir my so Sê beloof. Dankie aan Anita vir my woord. Die dinge wat julle vir haar gedoen het. En al die dinge wat julle vir my ook gedoen het. Sê dankie vir julle. Baie dankie. Ek wil vir mense sê, Dis kan nie maar nie. ek wil vir mense wat kos maak. Nee, maar regtig, jy moet 'n bietjie harder praat. Daai mense daar kan Ek staat jy mekaar. Ek vir mense wat ek vergeet dat ek nie kan sê, ek sê baie wel. Ja, dis nie maklikste. Ek skraap vir jou vir die bruidskaart toe. En om daar nie vir die seremoniemeester goed. Baie dankie om daar. Altyd nou by. Altyd nou by. Jy was dol en Romy, ek sê baie dankie vir Romy vir vandag. Ons het baie dae saam met jou was. Ons lekker het geniet. Anita, jy lyk mooi. Wat het jy gedaan? Ons sê, maar jy ons sê almal so hoor. Ek gee jou jou neus goeie woord. Nou hier. Kom nou. Jacqueline, julle, dankie vir julle dogtertjie. Dion, dankie vir die reitjie julle sê dat julle weer gekom het nog. Baie dankie vir alles. Alraai, kry nou dans van dit. Kom ons gee maar lekker aan dit klap. Baie dankie. Vriende, Olaas, Gideon het hier so 'n klompie name genoem, maar ek het nie so lawaai nie, almal het nie gehoor nie, ek wil net herhaal. Dominee Pieter Corradi, nog ons baie dankie, ek hoef nie my kwaad vir my graf nie hoor. En dan ook die organiste, die koste wil ons sê baie dankie. En dan vir al die broers en die susters wat hier so is, dankie vir julle groot dankie vir julle bystand. En dan vir Sally Kotse en vir hulle hulp met die voorbereidings en dan ook vir Bessie te bring met die blomme. Hier is 'n kroeg hier so buitekant, jy kan jouself daarvan help, dis 'n kontant kroeg. Dit op die tafels kan jy geniet. Sodra die kok agterreg is, gaan ek julle laat weet en dan gaan ons eet wat verder met die lekker kuier en bruiloft hou. Baie dankie. Goed, jammer. Ek dink dit is miskien die ideale geleentheid nou, eerder as om net by mekaar te kom. Dominee Pieter, wil jy asseblief vir ons die seën vra? En as die kosies reg is, dan kan ons sommer geniet asseblief. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid vanmiddag. Dankie ook Here dat ons
ons dit so saam kan vier. Ons wil dan ook vir u vra dat u vir ons so sal lei en lig dat dit uiteindelik alles tot eer en verheerliking van u naam sal strek. Dankie vir die voedsel wat vir ons voorberei is, sedert ons liggaam. Amen.
En alle geslagte. Dit is 'n blydende verbond. Ek sal jou God wees en ook die nageslag na jou. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Pasga as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê van na al die nasies toe maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So het die Here hom gebind deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons hom in dankbaarheid en in gehoorsaamheid sal dien. Wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Verder beteken dit dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Ook dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur die bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur die opstanding lewend gemaak word, sodat ons met die sonde dood is en nou vir God lewe. Die doop is die seël van die inleiding van die kerk van Jesus Christus en verplig ons om as lewende lidmate te leef. Verder beteken dit dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld sal vertoon. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in die verbond met die gelowige ouer. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof kom. Al verstaan die kinders nog nie doop nie, verander dit niks aan die geldige daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat die God is wat hy vrye genade ook in hulle geval die initiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons ken deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos wat groter word oor die betekenis en die eise van die genade verbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan en om hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes. Ons vra nou dat die doopouers saam met hulle kindertjies hiervoor die kansel sal verskyn. Leon, Rita, Prins, Wanda. Julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en ons kinders bevestig. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel en nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie, moet julle vanmôre op die volgende vrae reg antwoord. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom gedoop behoort te word. Tweede vraag waarop julle moet antwoord is, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof bevat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkomme leer van verlossing is. Derde vraag, beloof julle om hierdie kindjie van wie julle vader en moeder is, in hierdie leer
van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Vir jou nou julle lekker hard antwoord en julle gemeenskappe aan jou antwoord. Anita, Ernst, Wanda. Net nadat ons die woord bedien het, sing ons die sing onder mekaar, 31. Gerrit Hendrik Meyer, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Pauze. Ja. Zo maar niet. Oma, dankie. Ek net vir jou tafels afneem. Die water. Nou, die water gedaan is die water. Ja, ik vang het af. Ja. Maar ik vang het zo van, je komt er achterom op. Dat is een koffie. Ja. 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 Uiteindelijk is die in zijn rug en dan maak je niet zo. Ja, zit is recht. Hallo, Alina. Nee, op. Nee, ganz wieder. Nee, für die
parlement die allemaal. Maak net wat jy wil. My jene is prachtig.
verstaan ons selfde vriendelikheid. Goed, oké.
ons, Here. Hemelse Vader, ons moet vanmôre vir U sê, Here, ons verstaan nie alles nie. Trouwens, ons verstaan so bitter min. Maar ons wil ook vir U kom sê, Here, dat ons onwrikbaar aan U glo. Ons wil vir U kom sê, Here, dat ons glo, U is 'n God van lewe en dood. En ons wil ook vir U sê, Here, ons glo dit, dat geen enkele haar van ons hoof sal val. Het ons dan ook vrymoedigheid om met U die groot, die almagtige God te kom praat, vir U te kom smeek, dat U self vandag sal kom vertroos, dat U deur die werking van die Heilige Gees opnuut ook aan harte sal raak. Here, baie dankie dat in Christus Jesus daar vir ons vergifnis is, versoening. Ons wil vir U ook baie dankie sê, Here, vir die lewe van Gideon. Dankie, Here, dat U vir hom, al is dit uit die relatieve kortydjie, vir hulle gegee het as 'n seun, as 'n broer, as 'n man en 'n vader. Dankie, Here, dat ons kan saammaak met die werking van U Gees. Amen. Is een van die swaarste dinge om te doen in sy bediening, om 'n begrafnispreek te skryf. Want as jy daar alleen in die studeerkamer sit, dan beleef jy in 'n sekere sin ook weer die gebeure. En veral is dit swaar as jy 'n besonderse band met daardie persoon ook gehad het. En nou was ek voorreg gewees om vir Gideon en Anita te trou. Was voorreg gewees om hulle kleintjie te doop. En dit alles maak dat 'n mens op 'n besonderse manier aan mekaar gebind word. En om dan vir sulke mense vir wie jy lief geword het, in 'n tyd van groot droefheid te troos, is nie maklik nie. Trouwens, dit is verskriklik swaar. Seker die kon ek wat hierdie gedeelte gekies het vanmôre, want dit laat mense dink aan die Here Jesus Christus, wat selfs 'n besonderse band gehad het met Martha en Maria en hulle broer Lazarus. Daar in die eerste verse word dit vir ons uitgespel, waar daar ook byvoorbeeld gesê, Maria was die vrou wat hom met reukolie sy voete gesalf het en sy hare afgedroog het. Besonderse band wat daar was tussen die Here Jesus Christus en hierdie familie. En dan op 'n dag, dan gebeur dit dat hierdie spesifieke familie geraak word deur die dood. Trouwens, ons lees Lazarus het baie siek geword. Johannes, wanneer hy oor hierdie gebeure skryf, dan sê hy dan ook dat Maria, toe sy die boodskap van Lazarus se siekte na Jesus gestuur het, sy nie eers Lazarus se naam genoem het nie. Sy het net vir die Here Jesus laat weet, hy
Messias, hulle het hom geglo, hulle het hom liefgehad, en in hierdie huis, waarin daar soveel vrede, soveel liefde geheers het, kom die dood ewe skielik en kom maak sy verskyning daarin. En Lazarus, hulle geliefde broer, sterwe. Dan lees ons hoe dat baie Jode by hierdie huis van Martha en Maria by mekaar gekom het. Om vir hierdie twee susters dan ook in die besonder te troos oor hulle broer wat dood is. En dan daag die Here Jesus self daarop. Eers is daar so 'n bietjie van 'n verbyt. Hoekom? Hoekom het hy eers gedraai voordat hy gekom het? Here, as hy hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar Jesus kom en vol hartseer troos hy hierdie vriende van hom. En sê hy vir hulle, julle broer sal opstaan uit die dood. En Martha onmiddellik antwoord sê, ek weet hy sal opstaan. Ek weet hy sal op die laaste dag uit die dood uit opstaan. Vir haar het dit betrekking op die laaste dag, wanneer almal uit die dood uit sal opstaan. Dis geen noemenswaardige troosraad nie. Wat van nou? Wat van die tyd wat voor lê? Wat van die hartseer? Wat van die verlange? Jesus besê, maar sy begryp nog nie regtig waarom dit gaan. Sy begryp nie regtig waarom mense in hierdie wêreld is nie. Hoekom daar lewe is nie en hoekom daar dood is nie. Martha sê, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Glo jy dit? Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy. Sien broers en susters, my familie. Here Jesus wil vir ons sê, daar is baie meer op die spel, as maar net om in hierdie lewe te leef. Here Jesus wil vir ons sê, daar is so iets soos 'n ewige lewe. 'n Lewe wat begin, maar nooit eindig nie. Daar is iets wat baie meer is, as maar net jou en my lewe. Dit, Gerard, Kitty en Anita, julle ander familie om Piet, dit is die enigste troos wat ek ook vandag vir julle kan gee. Christus is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En ek weet dit. In my bediening was ek al met baie mense wat groot hartseer gehad het. Ek weet, dit is die swaarste ding in 'n mens se lewe, om jou kind van die dood af te staan. Maar dan dit is ook swaar, om jou man af te staan, veral as jy nog so 'n klein babatjie het. Dit is die ergste wat met 'n mens kan gebeur. Maar broers en susters, op ons het nou vanmiddag wil weet, elkeen van ons wat in hierdie kerkgebou sit, is op ons heel beste, maar net 'n tentbewoner. En tente skeur, en tente val om. Tente kan nie staande bly nie. Almal van ons se tentpenne moet die een of ander tyd uitgetrek word. Ons het nie in hierdie wêreld
andersin word gou uitgetrek. Andersin baie later eers. Dit gaan nie van môre aan dat ons mekaar gaan verwyk. Dit gaan nie help dat ons onsself gaan verwyk nie. Dit het gebeur. Daarom kan ons niks verander nie. Dat het ook so moes gebeur nie. Dit kan ons ook glo, want die Here God aan wie ons glo, sê dat daar nie 'n enkele haar van ons hoof sal val, sonder dat hy daarvan bewus is nie. Vir alles is daar 'n tyd, sê die woord van die Here. Daar is 'n tyd om gebore te word, en daar is ook 'n tyd om te sterwe. Maar God dan vir die toespoor. Christus is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo sal lewe, al sterwe hy ooit. Wie in Christus glo, ontvang nie eers eendag die ewige lewe met die opstanding of met die wederkoms van die Here Jesus nie. Nie wat die Here Jesus wil sê is, wie in Christus glo, besit nou reeds die ewige lewe. Wie in Christus glo, sal lewe al sterwe hy ook. Wie in Christus glo, het die lewe nie eers as hy sterf nie, maar nou reeds. Natuurlijk gaan julle na hom verlang. Natuurlijk gaan julle hom mis. Trouwens, ons almal wat hom geken het, sal sy glimlag vir al mis. Maar hou vas aan die mooi dinge. Hou vas aan die herinneringe wat julle het. Hou vas aan dit wat julle saam gedoen het. Broers en susters, vir al julle wat vriende was van Gideon, sy dood is ook in 'n sekere sin vir my 'n preek vir ons. Want Johannes 3 vers 36 sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die ewige lewe nooit sien nie, maar die straf van God bly op hom. Daarom al julle was, vriende was, maats, onthou hierdie boodskap, hierdie preek van Gideon se dood vandag. Vir ons wat lewe, en daarom het die Here Jesus gesê, terwyl hy bewus was dat Lazarus reeds dood is, dat hy gesê, hy slaap aan hom. Dit was geen valse troos. Dit was die werklike. Iemand wat in Christus sterf, broer en suster, lewe. Leef tot in ewigheid. En ek wil vir julle sê, julle is hartseer en ons is hartseer algewig. Maar as ons dit glo wat God in sy woord sê, dan beteken dit dat Gideon op hierdie oomblik by God in die hemel is. En waar God is daar vreugde, is daar blydskap. Ons is hartseer omdat ons dit nie kan verstaan, nie kan begryp nie. Maar ek kan vir julle verseker, volgens die woord van God, is daar waar hy is God. Lieve familie, mag julle in die hartseerheid wat voor lê, opnuut die troos van God ontvang. Hou vas daaraan, dat hy wat saam met Christus gesterf het, nie dood is, maar leef. Amen.
sowel as dokter Erik Sirus. Dan werk die vijfste dames van die ede, die besoeke, sowel as al die ander mense wat een goed gebring het. Aan die dames van blok 1, wat die professions na die betrachtes voorsien, Telkom, die Lisa Polisie, die betrachtes onderdeling, die magelste studeren. En laatst van die jure, wat videokosten die jure, Maria, wat gelê het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het.
Wat op die derde baie. Ons wil vir u dankie sê, Here, vir die jare wat u hom geleen het. Staan net aan de andere kant die achterkant van die steen. Ik kom net nader vir hom. Ons staan er bij oma toe.